4 Januarie. Ons is al so 'n paar dae in die nuwe jaar in. Ek sit op die strand nou die dag en ek luister na 2 manne wat langs my 'n gesprek voer en die een ou sê vir die ander ou, hy wil net ontslaa raak nou van 2025. Was nie 'n goeie jaar nie, sy jaar wat hy wil bære. En ek wou toe sommer inspring en vir hulle ook vertel hoekom ek dink 2025 was nie 'n goeie jaar nie. En toe ek by die huis kom, toe sê Freek vir my, hoorie pa, dis amper die eerste, pa moet 2025 diep wegbære. En dis so skielik asof die Heilige Gees vir my sê, wil jy die jaar wat verby is, diep wegbære. Ek groet julle almal vanmôre in sy wonderlike naam. Ons doen maar almal dit, nee. Veral as die jaar nie so lekker geloop het nie, dan wil ons vergeet van daai jaar. En toe ek die sagte fluistering van die Heilige Gees gehoor wat vir my sê, wil jy regtig? Sê ek ja. Toe vra hy vir my, hoekom? Hoekom wil jy 2025 diep wegbære? Is dit oor dit wat met jou gebeur het? Is dit oor die 2 gewapende rowe? Is dit oor die groot ongeluk waarin jy was, die feit dat jy amper 'n jaar lank siek in die bed gelê het, nie kon loop nie, afhanklik was, is dit die rede waarom 2025 toe in sy totaliteit eintlik afgeskryf moet word? En ek hoor dit so baie eintlik. Mense wat vir mekaar sê, alles bly, hierdie jaar is verby. Partykeer as dit relatief goed gegaan, want die 2 manne wat daar op die strand sit en praat, ek kon sien wel, dis nie enige ou wat 'n Desember maand in hierdie tyd kan vakansie hou en op die strand heerlik sit en 'n paar geselsies aanloop nie. My vraag vanmôre vir elkeen van julle is, wil jy dit afskryf? Wat is die rede vir afskryf? En weet julle, diep binne in my trek iets my om weer te kyk na 2025, maar bietjie op 'n ander manier. Te vergeet van die 2 gewapende rowe en te vergeet van die groot ongeluk en te vergeet van die tyd in intensief en te vergeet van al die goeters wat nie reg geloop het nie. En skielik sien ek 2025 as 'n jaar van genade. 'n jaar waarin God se genade eintlik oorvloedig oor my was. Ten spyte van die gewapende roodtog op my en Anita en op Freek en sy vroutjie, en ten spyte van die motorfietsongeluk en ten spyte van die tyd in die hospitaal, kan ek nou hier sit om met julle praat. En besef ek dat die manier waarop 'n mens kyk na dit wat verby is, bepaal baie keer hoe jy vorentoe gaan. 2025 het eintlik vir my diep wortels kom gee, diep sterk wortels, sodat ek vlerke kan hê vir 2026. Want oral waar ek kyk, sien ek God in sy hand. Oral waar ek kyk, sien ek sy genade. Oral waar ek kyk, sien ek dat ek nie alleen was nie. Sien ek dat ten spyte van alles, wat God daar met my. Maak nie saak wat met my gebeur het. Ek moet net leer om so te kyk na dit wat by my verby is. Dan verander dit die hele prentjie. Dan kry jy wortels, en dis natuurlik die tema vir ons jaar by Handelinge. Dan kry jy wortels wat vir jou vlerke gee. Vlerke van 'n arend. Vlerke wat jou hoog gaan vat, nuwe krag. Is so interessant, ek en Anita elke jaar met nuwe jaar, dan vra ons vir die Here om vir ons elkeen skrif te gee. Dat hy vir ons 'n woord kom gee vir die jaar. En ek het myne, het ek met Kersfees op Kersdag gekry, 'n kussingsloop. En ek wil hom nou sommer hier vir julle
nader bring. Kyk net wat sê die Here vir my. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. En skielik besef ek, maar dis presies wat hy met my gedoen het. Ten spyte van alles wat gebeur het, was God getrou. Slaap ek elke aand nou op hierdie vers. Hy wil dit vir jou ook doen. Hy wil jou in die hand kom vat en vir my sê, kind, jy kom niks kort sonder my nie. Ek weet waardeur jy is. Ek weet wat jy moes verduur. Ek weet wat met jou gebeur het. Maar ek is die God wat hierdie wêreld in my hande hou. En toe vra ek vir Anita en ek sê vir haar, Asias, sê vir my, wat is jou teksgedeelte? En sy kom en sy sê vir my, nee, die Here het vir haar Spreuke 31 vers 25 gegee. Hoor bietjie wat staan hier. Sy het innerlike krag en waardigheid, sy is nie bekommerd oor die toekoms nie. In die Engelse vertaling is, honor and strength is her clothing, and she can laugh at the days to come. Is dit nie wonderlik nie, Here? Is dit nie wonderlik dat dit waardeur jy dikwels gaan en wat met jou gebeur, as jy met 'n oog van God daarna kyk, deur die krag van die Heilige Gees, want die Gees van die Here wat my gedwing het en my sê, nee, kyk bietjie anderste. Jy kyk te oppervlakkig. Jy kyk soos die meeste mense in hierdie wêreld na die jare wat verby is. Jy moet dieper kyk. Jy moet met goddelike oë kyk. Jy moet dit laat inkleur deur die Heilige Gees, sodat jy kan verstaan, sodat jy wysheid kan kry, sodat jy besef, dis eintlik anders. Nie vasgevang raak in 'n wêreld wat net altyd die beste wil hê nie, maar dat jy dieper betekenis daai kry. En dan, weet julle boeties en sissies, dis dan wanneer jy God se krag kry. Dis dan wanneer jy in groen weivelde neergelê word. Dis wanneer jy besof, maar hy's my herder, ek het niks meer kon nie. Dis dan wanneer die Here vir jou kom sê, maar you can laugh at the days that come, because you are clothed in honor and in strength. Kom ons vra die Here om hierdie nuwe wonderlike jaar wat vir ons voorlê, tyd wat nog vir ons gegee word, dat ons hom sal inbring. Dan kan ek jou vra hom, wat is jou skrif? Wat is die woord wat hy vir jou wil gee vir 2026? Mag elkeen van julle sy nabyheid beleef en weet dat hy ons nooit alleen los nie, ten spyte van enigiets wat met 'n mens gebeur. Ek groet julle almal met sy wonderlike naam. Amen.